Welkom terug. Dit is my absolute voorreg om vanoggend te gesels met Hugo Leroux. Hy is die uitvoerende hoof van Nik SA. Goeiemôre, Hugo. Môre Jennifer. So lekker om vanoggend met jou te gesels. Kom ons begin by wat is Nik SA en watter rol speel julle in die landboubedryf? Jennifer, Nik is 'n presisiemaatskappy. Ons is 'n multinasjonaal, ons is in 22 lande. En ons is al die laaste 5 jaar in Suid-Afrika waar ons natuurlik saam met Bayer werk met die FieldView platform. Ons voorsien basiese konnektiwiteit aan hierdie digitale platform. Maar ons het ook nou die laaste jaar begin met drones en robotika in te bring vir Suid-Afrika. Nou is gepraat van die drones. Julle een drone is die XIG drones. Wat maak hierdie drones so anders in die mark? So XIG is spesifiek ontwikkel vir landbou. Die drone is baie maklik om te onderhou. Hy het baie min parte, so jy kan hom eintlik vinnig aan mekaar sit. Sy parte is goedkoop en hy is waterdig. Jy weet, so spesifiek vir landbou gebou. So baie robuuste masjien, jy weet, so dit is nie 'n normale drone nie. En jy weet, dis een van die tegnologie daar buite wat seker die beste AI konsepte het in terme van jy weet hoe die drone basies werk. Jy weet, so jy het nie meer nodig om self die drone te vlieg nie. Jy doen die beplanning, die drone styg op en hy doen sy eie werk. So die AI beheer hom basies om die toediening te doen. En baie presies, jy weet, so jy kan varierende toediening doen. Jy kan basies preskripsies skryf op die land, wat natuurlik 'n groot besparing is. Jy weet, ons weet self nou wat met die dieselpryse gebeur. Jy weet, so hierdie tegnologie gebruik 1/5 van die diesel en jy kan nie net spuit nie, jy kan ook strooi, jy kan kunsbestrooi, saadsaai, alles met een platform. En ek neem aan met die feit dat die drone so veelsidig eintlik nou maar is dit perfek vir Suid-Afrikaanse klimaat dan ook? Absoluut, ja. Nee, ons boere gebruik dit in soveel verskillende jy weet omstandighede. Ja. Goed wat ons nooit eens aan gedink het nie. Jy weet, so hulle besig om damme te seël met dit. Hulle is besig om saad te saai. Jy weet, so toe dit nou so nat was hierdie laaste seisoen, het die drones het ons dit gebruik natuurlik om kunsmis toe te dien. Jy weet, en waar ander toeriste nie kan inkom, kan jy natuurlik nou gaan spuit, jy weet, en siektes beheer. Maar die goed is nou al so groot en so slim dat dit nou op 'n stadium raak waar dit eintlik, jy weet, een pilot kan 2 drones gelyk vlieg en jy kan dieselfde werkverrigting kry van kommersiële spuite. Jy weet, ons spuitplatform nou met die P150 Max, as jy 2 van daai drones het, kan jy omtrent tussen 400 en 500 hektaar 'n dag spuit. Dis ongelooflik om dit te dink. Ek is nogals verstom oor die tegnologie en hoe die tegnologie so vinnig ontwikkel ook. So op watter manier help hierdie vinnige tegnologie die boere? Wel, dit is definitief om boere meer produktief te maak, nee, om insetkostes af te dryf, omgewingsimpak te verbeter en natuurlik jy kan nou varierend toedien. Jy het nie meer nodig om breedwerpig alles te spuit of alles te jy weet kunsmis te gee nie. So jy kan regtig meer spesifiek wees waar jy dit toedien. En met dit maak dit boere net meer produktief. Jy weet, so dit is ons hele doel is om ons kliënte te help om die Suid-Afrikaanse landbouomgewing meer produktief te maak en winsgewend. Jy weet, want as boere suksesvol is ons as 'n maatskappy suksesvol. En is die ekonomie ook suksesvol? Precies. So dis presies. Wat is julle visie vir die toekoms van Nik en landbou in Suid-Afrika? So Nik wil graag 'n leidende rol speel in robotika en ook in drones in die toekoms. Ek dink ons wil graag onsself nou vestig in Suid-Afrika, ons netwerk uitbrei, want dit alles gaan oor diens aan die einde van die dag. Jy weet, die beskikbaarheid van parte, hoe jy die kliënte ondersteun, hoe jy hulle help met opleiding en natuurlik rondom drones is daar natuurlik baie regulatoriese goedes waarna ons moet kyk. Jy weet, waar ons kliënte kan help om dit te oorkom. So ons het nou ons hoofkantoor is hier in Pretoria en ons het nou net onlangs 'n dienssentrum oopgemaak in die Parel ook en ons is nou besig om te kyk vir Natal ook. So ons is besig om ons netwerk uit te bou en asook ons agente om hierdie ondersteuning te gee. Nik, dit is wonderlik wat Nik alles doen. Dit is regtig hoe julle die boere ondersteun en die landboubedryf ondersteun. Dis fantasties. Mag julle van krag tot krag gaan en dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Jennifer. Dit is dan Hugo. Vir meer inligting besoek nik.co.za. Ons is nou weer terug. Welkom terug. Ons gaan voort met Grootplaas en ek gesels nou met Liard van der Burg. Nou, hy is die kommersiële hoof by Fruit One en ons fokus 'n bietjie op die sitrusbedryf en die oorlog in die Midde-Ooste, dit wat dit natuurlik op die sitrusbedryf ook het. Goeiemôre Liard. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goed, dankie en self. Nee, lekker, dankie. Liard, ek dink mense wil gewoonlik weet hoe die konflik of die oorlog dan nou in die Midde-Ooste hulle beïnvloed en ons moet dan nou praat oor hoe dit die sitrusbedryf spesifiek beïnvloed. So hoe belangrik is daardie marke vir die Suid-Afrikaanse sitrusuitvoerbedryf?
Die Midde-Ooste mark is kardinaal tot ons bemarkingsplan as sitrusprodusente en uitvoerders. So dit speel 'n kardinale rol in wat ons elke dag doen. So van seisoen tot seisoen wissel dit afhangende van die kwaliteit en die grootte van vrugte, maar dit is vir ons belangrik om 'n hele boom te kan verkoop. En dit is waar die Midde-Ooste 'n baie belangrike rol speel. Hulle neem sekere vruggroottes en kwaliteit. En as jy dink verlede jaar het ons omtrent 30% van ons vrugte in daardie mark verkoop. Nou as jy nie daardie mark het nie, dan kan dit 'n problematiese effek hê op ander markte en op ons ability om ons vrugte te verkoop. Sjoe. Wat is daai onmiddellike impak wat ons voel oor hierdie huidige situasie? Wel, toe die eerste oorlog begin het ons dadelik gesien dat verskepingslyne na alternatiewe hawens toe moes gaan. Hulle het skepe reroute en dit kom alles teen 'n koste. En ons as bemarkers moes planne maak en vrugte 'n tweede keer amper sal ek sê verkoop. En daar's 'n klomp ek sal amper sê domino effek gewees rondom dit wat spesifiek kostes aanbetref. So op die oomblik is ons regtig in 'n posisie waar ons hoop dat hierdie situasie vinnig gaan verander, want ons kan en wil nie regtig sonder daardie mark deur hierdie seisoen gaan nie. Nee, natuurlik nie. Watter deel van die waardeketting word die meeste geraak? Is dit produksie, is dit logistiek, is dit uitvoere of is dit regtig maar alles van die waardeketting? Ek dink dit het verskillende effekte, maar die hele waardeketting word geaffekteer. Op die oomblik is die grootste uitdaging logistiek. So kostes het aansienlik opgegaan as jy kyk in die laaste 4 weke, die onsekerheid waarmee ons sit en die effek wat dit het op beplanning en waarheen ons met ons vrugte gaan. Dit is die onmiddellike effek en ons het gesien dat die verskepingsopsies en hawens tot ons beskikking amper wil ek sê op 'n daaglikse basis verander, soos wat die oorlog ontwikkel. En dan die koste aspek, ons kostes het met omtrent 3 keer opgegaan, spesifiek op die logistieke kant. En dan later van tyd gaan ons sien hoe die impak ook oorspoel na sekere insette toe, soos byvoorbeeld kunsmis. Daar word 'n groot deel ingevoer en dit is ook direk gekoppel aan die olieprys en energie en verspreiding. So die insetkoste op plaasvlak gaan definitief ook beïnvloed word. Nou jy het heelwat dinge genoem, jy het die kunsmis genoem, jy het logistieke probleme wat elke dag verander, die pryse wat gaan styg. Wat kan produsente en vervaardigers doen om hierdie impak so 'n bietjie beter te bestuur? So ek dink in die kort termyn op plaasvlak kan die produsent dalk sy pluk en pak strategie 'n bietjie verander. Ons oorweeg alternatiewe markte en dit is moontlik in die kort termyn om planne te maak, maar ek dink in die lang termyn raak dit regtig baie moeilik. Nou ek sou sê 'n produsent kan dink daaraan om sekere insetkoste of insette vooruit te koop. En dit het natuurlik ook 'n kontantvloei impak op die plaas en almal kan dit nie noodwendig dra nie. Dan kyk jy weer na die valuta bestuur. Ons verkoop ons vrugte in buitelandse valuta en hoe ons risiko verskans rondom dit. Daar moet versekerde strategie wees in terme van wat ons, as ek die Engelse woord kan gebruik, hedging. Dit speel 'n belangrike rol om daai wisselvalligheid vir ons te bestuur. En dan die olieprys is ons op hierdie stadium die grootste kommer aspek vir ons, beskikbaarheid van diesel. Ons is in die begin van ons oesseisoen. Trekkers en implemente moet kan rondbeweeg. En dan die koste daarvan. Ek bedoel as jy gaan kyk na wat die olieprys op hierdie stadium doen, ons almal as verbruikers gaan baie binnekort voel wat presies die effek van hierdie oorlog op ons land het. Ja, absoluut. Jy praat van die olieprys en die dieselprys wat ons weet al by plek opgegaan het, die dieseltekorte wat mense ook oor praat, definitief 'n invloed klaar. Dink jy dit gaan die aanvraag vir die produk enigstens beïnvloed in die Midde-Ooste en ander markte? Ons is nou besig met ons suurlemoenoes en die aanvraag wêreldwyd is baie sterk. En ons is baie dankbaar daarvoor. Dit help ons tot 'n mate, maar die oomblik as ons in ander kommoditeite gaan begin inbeweeg,
so sagte sitrus en lemoene kan die prentjie 'n bietjie anders lyk as die situasie in die Midde-Ooste nie verander nie. En ek dink dat die verbruiker wêreldwyd gaan geaffekteer word en soos wat ons sien kostes gaan op gedryf deur energiekostes en inflasie wat toeneem, glo ek dat ons definitief 'n effek gaan sien op die aanvraag en die verbruikers se bereidwilligheid of ability om te kan spandeer. So ons gaan definitief 'n effek sien op aanvraag. Wat dink jy is die langtermyn impak op die sitrusproduksiebedryf in Suid-Afrika? Jy weet, ek dink baie keer praat ons van die nou wat ons nou voel, maar langtermyn is daar ook gevolge en jy weet, as dinge langtermyn verander, hoe lank vat dit om dit weer terug te keer en om te keer? Ja, ek is bekommerd oor hoe vinnig die goed nou verander het en hoe lank dit kan vat om, ek wil amper sê, te kan terugkeer na normaal toe. Die langtermyn effek dink ek gaan oor die Suid-Afrikaanse sitrusbedryf se kompeterendheid in die globale mark. Met die insetkostes wat opgaan, sit ons in 'n posisie waar ons kompeteer teen ander produserende lande, nie net in die suidelike halfrond nie, ons kompeteer teen lande soos Egipte, Spanje, en as ons nie uit die produksieoogpunt uit kompeterend kan wees nie, gaan dit 'n effek hê op ons markandeel en dit is die langtermyn effek wat ek dink ons almal oor moet nadink en na watter markte toe gaan ons gaan en as die insetkostes soveel opgaan, ons as uitvoerders en produsente is eintlik, as die Engelse woord weer kan gebruik, price takers. Die mark betaal wat die mark betaal. En ons moet ons insetkostes bestuur om seker te maak die plaas is winsgewend. En sekere goed wat gedryf word direk deur die konflik in die Midde-Ooste, stoot daardie kostes op plaasvlak op en dit kan ons onkompeterend maak in die langtermyn. Ja, en as ons onkompeterend is daar natuurlik ander gevolge ook daarvan en daai gevolge, jy weet, raak ook die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hoe dink jy gaan dit die Suid-Afrikaanse ekonomie raak? Ja, ons het nou genoem van die insetkostes en byvoorbeeld die petrolprys. As ons sien die olieprys bly hoog en petrolpryse en dieselpryse gaan waar ons dink dit gaan, dryf dit ongelukkig inflasie. En as inflasie in die land gaan opgaan, gaan die Reserwebank in 'n posisie wees waar hulle moet ophou om rentekoerse te verlaag en heel moontlik rentekoerse begin verhoog. En dit het ongelukkige effek op die ekonomiese groei van ons land. En dit gaan almal dit gaan die hele sektor beïnvloed en dit gaan ons as verbruikers in ons persoonlike hoedanigheid definitief beïnvloed. So ek dink kostegewys inflasie, ekonomiese groei is onder druk en dit gaan regtig nie vinnig verander as hierdie situasie in die Midde-Ooste aanhou nie. Leert, so vinnig in 30 sekondes, dink jy die landboubedryf kry genoeg ondersteuning van byvoorbeeld die regering? Ek dink daar's baie aspekte wat die departement van landbou en sekere ek sal dit amper sê industrie bodies vir ons doen en ondersteuning gee, veral as dit kom by iets soos marktoegang om seker te maak dat die Suid-Afrikaanse sitrusbedryf na soveel as moontlik lande kan uitvoer. Ek dink daar is baie inisiatiewe wat regtig vir ons van waarde is. Maar ek dink daar gaan altyd meer gedoen word. Voedselsekuriteit en ons as Suid-Afrikaners, ons is tot 'n groot mate 'n landbounasie en dis een van ons sterkste uitvoerkomponente wat die ekonomie dra in 'n sekere geval. So ek wil amper sê daar kan altyd meer gedoen word, maar ons het goeie ondersteuning op verskillende vlakke beide privaat en aan die regeringskant. Dis baie goeie nuus. Leert, baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit. Baie dankie dat ek om te gesels. Dit is dan Leert van der Burg, kommersiële hoof by Fruit One en dit is dit vir Groot Plaas. Bly aanskakel vir die groot ontbyt net hierna.